Goeiemôre leefstyl familie, ons kekkels, hoe gaan ek het noem? Ek is so bly om julle almal vanoggend hier so te sien en al is dit so bitter koud daar buite. Ek dink ons is hier in die huis van die Here om bietjie warm te word, nie net liggaamlik nie, maar in die gees ook, hier binne. Wie stem saam? Amen. Amen. Ons kan nie gaan sonder daai bietjie ekstra warm hitte nie, nê? En as ons gaan koud kry vanmôre, nee, ons kekkel nog baie. Ja, ek dink dan die Hannetjie is die mees opgewonde oor dat dit nog net 20 dae is, net aan die Hannetjie, 20 dae, dan word hulle nie echt verbind, ons is opgewonde saam met hulle. Ek wil vir Facebook friends ook daarbo sê, goeiemôre, mag julle saam met ons die diens geniet, ons is opgewonde, en Tannie Stoof, gaan vir ons die diens vanoggend open met gebed, dankie. Goeiemôre Elmarie. Môre leefstyl familie, hoe wonderlik is dit om nie vanmôre die voorreg te kan hê om in die huis van die Here te kan wees nie. My hart jubel en juig, want in my hart is daar 'n opgewondenheid wat ek nie vir jou kan beskryf nie. En dit is omdat ek Jesus liefhet, dink ek. En Ek weet dit. weet jy dit? Ag, dit is awesome. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons nog het om na u huis toe te kan kom. Here, dat ons elke dag en elke oomblik sal kan aangryp om hier na u huis toe te kan kom, om u naam te kan verheerlik, sodat ons as 'n familie kan saam staan en 'n familie vir mekaar kan by mekaar kan dra en kan vashou, Here. Ek vra vanmôre, Here, dat hierdie opgewondenheid wat hier heers vanmôre, dat u dit asseblief sal gebruik tot eer en verheerliking van u naam, dat u Heilige Gees met elkeen van ons sal ontmoet vanmôre, Here. En ek vra dit nie omdat ons dit verdien, Here, maar net uit u groote hand van liefde en genade. Seën pastoor, Here, seën sy lippe vanmôre, en dat dit wat binne in sy hart vloei op hierdie oomblik, dat dit sal uitvloei na elkeen toe. Dankie Vader. Amen. Yes, amen. Nou, ek gevra dat julle sommer saam met my opstaan vanmôre. Groet die ene langs jou as jy hom of haar nog nie gegroet het nie. En dan sê jy vir hom of haar, jy is vanoggend op die regte plek, want jy het die regte keuse gemaak, né? Alles in ons lewe gaan oor die keuse wat ons maak. Amen. Musiekfabriek, is julle reg? Gaan julle ons lei in worship vanmôre? Praise and worship. Let's do it. Dan nooi ek julle om julle tiendes en offerande na die skatkis te bring. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
huis het, maar ek voel so 'n bietjie bedompig. Kry jy ook sulke bedompige oggende? Dit voel net jy het nie klere om aan te trek nie. Jy's laat, dis koud, jou vensters is toegeryp en jy dink, o, aard, ek het verkeerde voet uit die bed. Kry julle ook sulke oggende? Is dit net ek? Kry julle dit ook? Julle en ek kom maar elke dag. O, daarom nie. O, ek wil net sê nee, ek dink nie so nie. En ek kom maar by daai, kan ek maar die skool se naam noem? Ashton John verby en hier staan 'n speedkop in die pad. En hy kom, gaan, en hy spring nie voor, hy verkeer, en hy reguleer die verkeer, ek dog, wat, 'n speedkop, Klerksdorp, ek het so 'n smile op my mond, my hele dag verander net so, en ek dog so, Here, dat u die munisipaliteit van Klerksdorp se speedkop gebruik om 'n glimlag hier op te sit, en ek voel so moe goed die hele dag, en aardig hoe die Here jou situasie kan verander, en ek eer hom vanoggend daarvoor, jou hare lyk beautiful, kom ons sing blessing en honor, blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days, from every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancient of days, for none can compare to your matchless word. Sing unto the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days, is dit nie lekker om vir die Here te kan sing nie? Is jy lus om hom bietjie te worship vandag? Dis so lekker om vir Tannie die oom te sien, hoor? We gonna worship the King. We gonna praise His name. We gonna lift up holy hands. We gonna worship the King. We gonna worship the King. We gonna praise His name. We gonna lift up holy hands. We gonna worship the King. We're gonna praise Him. We're gonna
Dat ons op 'n plek kan kom wat ons net kan sing vir U, tot U. En Heilige Gees, dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie Here dat U sal wag oor ons, dat dit nie net 'n lippetaal van sing sal wees nie, maar dat dit uit ons harte uitkom. Draai so na die een langs jou en sê, ek wil die Here loof. Gaan jy saam met my die Here loof? Glo jy dat hy oor ons sal wag hou? Hy gaan oor ons wag hou. Hy sal wag hou oor jou. Hy sal raad gee vir jou. Leun op hom, want hy gee om. Laat sy wysheid jou lei en van sonde bevry. Leun op hom, want hy gee om. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. En sy woorde jou krag oor al die vyand se mag. Leun op hom, want hy gee om. Staan dan vas in geloof, laat sy liefde vertroos. Leun op hom, want hy gee om. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. Kosera rabashien toyosta. Kila rabasien toyosta rabachante. Here, wie is daar soos U? Wie kan met U vergelyk word? Dankie Here dat U ons vrygemaak het, dat ons vrygekoop kan wees. Dat ons net vry kan wees en wees wie U wil hê ons moet wees. Dankie Here dat toe U hierdie aarde geskaap het, het U ons in gedagte gehad. U kinders, U familie. I love you, I love you, I love you, Lord. In die hande
goed is hier nie om ons vry te maak nie. U is goed. Wie kan met U vergelyk word? God, you're so good. God, You're so good. God, you're so good. wat het my vrygemaak? God, you're so good.
Kom ons aanbid bietjie die Here. As jy hom wil aanbid in jou taal, kom ons gee hom net al die eer. O, dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Oh, thank you Jesus. Here, ons aanbid die Here. O Vader, ons loof Jesus. Dankie Here. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Amen, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Glory, Jesus. Oh, dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here, Jesus. Oh, Jesus. Amen, Jesus. Yes, Lord. Come in your glory, Lord. Come in your glory, Lord Jesus. Oh. Amen. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Yes, Jesus. Jesus, in U naam, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Come in your glory, Lord. Fill my heart.
Jesus. You deserve the glory. Oh, Jesus, Amen. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Oh, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Kabash. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Amen. 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 Amen, Jesus. Dankie, Here. 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 Oh, yes, Lord. Amen. Amen. Amen, Jesus. Oh, yes, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen, Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. Oh, Jesus. Yes. Yes, Lord. Amen, Jesus. Oh, we need you, Lord Jesus. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Oh, come, Jesus. Dankie, Here. Amen, Jesus. Oh, Jesus. Vader, dis wat ons vra vanoggend, Here. Kom, Heilige Gees, Here. Vader, U weet wat ons nodig het vanoggend, Here. Vader, U weet wie dit nodig het vanoggend, Here. Vader, dat ons dalk op 'n plek is vanoggend, Here, wat ons gedink het niks en niemand hoor mee ons uitroep nie, Here. Vader, maar vanoggend kan ons sê, kom, o soete Gees, Here. O, kom vol ons in hierdie oggend, Here. Vader, kom maak ons vol, Here. Vader, kom maak ons heel vanoggend, Here. Vader, kom herstel daai uitroep wat ons het, Here. Vader, dat ons vanoggend, Here, met alles kan sê, come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit, Lord Jesus. Amen, Jesus. Oh, come Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, we need Thee, Lord Jesus. Come, Jesus. Oh, Jesus.
Amen. Come, Holy Spirit, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Oh, come, sweet Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Oh, Jesus. Amen, Jesus. Come, Holy Spirit. Yes. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Jesus. Kom, Heilige Gees. Kom, Heilige Gees. Kom, Heilige Gees. Oh, Jesus. Amen, amen, amen. Oh, come, sweet Spirit. Come, sweet Spirit. Dankie, Here. 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 Oh, Jesus. Yes, Lord. Dankie, Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. High above all.
Yes, amen. Kom ons gee die Here 'n goeie lofoffer. Yes, dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Oh, Jesus. Amen, Jesus. Oh, we exalt thee, Lord. We exalt thee, Lord Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we exalt thee, Lord. We exalt thee, Lord. Dankie, Jesus. Oh, laat ons stoel nie op. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. We exalt thee, Lord. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. O, Here, met alles in ons, Here. Met alles in ons, Here. We exalt thee, Lord. We exalt thee, Lord. We exalt thee, Lord. Yes, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Yes, Lord Jesus. We exalt thee. We exalt thee, Lord. Oh, Jesus. Oh, die voorreg om het te doen, Here. Die voorreg, Jesus. Oh, Jesus. In U, Here. Here, ons kom vanoggend en ons sê dankie, Here. Dankie om vanoggend in die huis te staan en te weet, Here, U is met ons. Dankie dat ons vanoggend so in U teenwoordigheid, Here, net U naam kan veroog, Here. Vader, so bid ek vanoggend, Here, elke deurbraak, Here, wat ons hart begeer. Vader, wat U wil vir ons werklik geskied, Here, dat dit sal plaasvind, Here, dat ons sal weet, Here, dat Here, dit wat ons vooruitroep, moet werklik in U wil wees, Here. Vader, ons kan so maklik op die plek kom waar ons soveel vrae het, Here. Here, ek luister na mense se uitroepe en dan besef ek, Here, ons uitroep kan net wees aan U, in U, Here. Vader, en ek bid vanoggend, Here, dat U vanoggend ons sal wys hoe ons vanuit die stryd na hoop kan beweeg, Here. Vader, om ons nuwe hoop te kan hê, want ons sê, my hope is in you, Lord. Vader, want ek weet, Jesus, Here, dit wat U vir ons ontstoor het vanoggend, Here. Ek weet vanoggend, Here, dit is so maklik, soos wat U sê in Psalm 73, dit is so maklik dat ons voet kan gly. Dit is so maklik dat ons kan vashak. Here, maar dit is so maklik dat U ons kan vrymaak. Dit is so maklik dat U ons kan losmaak vanoggend, Here. Here, en al wat ons nodig het, Here, is om vanoggend oor te gee en te sê, Here, o, Here, U is waardig, Here. U is waardig, Here. Vader, en ek weet, Here, U wil vanoggend spesifiek mense losmaak, Here. Vader, ek ervaar vanoggend, Here, dat daar mense is wat vanoggend in hierdie huis sit en hoop verloor het. Here, en ons kom vandag teen die leuen van Satan, Here. En ons kyk op en ons sê, o, Here, Vader, daar's niemand soos U nie, Here. Vader, my hoop is in U vanoggend, Here. Ek vat vanoggend, Here, my oorwinning, Here.
Ek staan vanoggend op en ek sê dankie Here dat die kettinge wat my vasgehou het, Here die leuns wat my teruggehou het, gebreek is vanoggend in die naam van Jesus Christus, Here. Vader, dat U ons die oortuiging gee vanoggend, Here, om te kan sê, Here, ek kan alles doen, Here. Vader, ek gee nie om wat die situasie is nie, Here. Ek gee nie om wat die omstandighede is nie, Here. Ek gee nie om wat die naam is, wat gekoppel is by dit wat jou terughou of vashou nie. Here, want U is die naam bo elke naam, Here. U breek elke binding, Here. Elke band wat daar was, Here, is afgesny, Here. Vader, vanoggend kan ons sê ons juig en jubel voor die koning van alle konings, Here. Ons kan vanoggend sê daar is niemand soos U nie, Here. O, Here. Vader, gee ons daardie blydskap terug, Here. Gee ons die vryheid terug, Here. O, Jesus. Here, dat ons vanoggend, Here, U net kan verheerlik, Here. Dat ons U vanoggend kan uitroep en sê, my koning leef. O, Jesus, dankie, Here. Dankie, Here, dankie, Here. Amen, Jesus. O, Jesus. Dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here. Yes, Jesus. Oh, Vader. Amen, Jesus. Dankie, Here. Yes, Lord. Oh, Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Yes, dankie, Here. Vader, help ons om vanoggend net daai vasdrap plek te herstel, Here. Vader, ek bid vanoggend dat U woord die hoogste gesag sal wees. Ek bid, Vader, dat dit wat U wil deel, Here, dat net dit sal uitgaan. Vader, dat ons vanoggend weet, Here, ons is hier om net te hoor wat U vanoggend instoor het. Ek eer U, ek loof U, Here, in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. O, dankie Jesus. Ons kan ons sitplekke neem. Jy sien Psalm 73 vers 2 sê iets baie direk vir ons vanoggend. En ek dink ons almal was al ergens op 'n plek waar hierdie ergens naby ons gekom het. Want jy sien, hy sê in die Nuwe Lewende Vertaling sê hy, maar my voet het byna gestruikel. Ek het my vasdrapplek weer eens byna verloor. Hoor mooi, hy sê nie hy het dit verloor nie. Hy sê byna verloor. Jy sien, ons kom baie keer op 'n plek waar ons op 'n byna is en dan gee ons klaar oor. Maar byna het nog nie gebeur nie. Jy sien, toe ek hierdie skrif lees, toe besef ek net, Here, is dit nie waarmee baie van ons vandag eintlik worstel nie, want ons dink baie keer, my voet het klaar gegly, ek is nie meer op die pad nie, ek is nie waar ek moet wees nie. Maar dit was eintlik net byna. Omdat jy jou balans verloor het, omdat jou posisie nie meer dieselfde is nie,
het jy klaar handdoek ingegooi? Het jy klaar op 'n plek gekom van, wat help het? Die Amplified sê dit baie mooi, hy sê, but as for me, my feet came close to stumbling, my steps had almost slipped. Nou die Passion Translation is so mooi, hy sê, here's my story, I narrowly missed losing it all. Ek het so ampertjies alles verloor. Nou kom ons wees eerlik vanoggend. Ek weet nie van julle nie, maar ek was al daar. Ek was al op die plek waar ek regtig ervaar het dat ek so amper alles verloor het. Want jy sien, om een of ander rede kom ons in die gemaklikheid dat ons dink ons is okay. Kan ek vanoggend vir jou geheim vertel? Sodra jy dink jy is okay, moet jy weet jy's glad nie okay nie. Want dit is wanneer jy jouself probeer oortuig dat dinge nie so erg is as wat dit regtig in my lewe aangaan nie, want ons wil onsself probeer staande hou. My vriend, ek vat eerder die waarheid en ek vat hom vas en ek besef, Here, ek het nodig om selfondersoek te doen. Ek het nodig om te kyk na waar my voete is. Dit help nie jou voete wys die kant toe en jy wys daai kant toe nie. Want raai wat se rigting gaan jy gaan? Jou brein sê vir jou die kant toe en jou voete is gereed om daai kant toe te gaan. Jy sien, so ampertjies is ons op 'n plek waar ons alles kan verloor. En ek wil vanoggend hê jy moet verstaan, dit gaan nie oor wêreldse goed nie. Jy sien, die wêreldse goed kan jy weer kry. Jy kan weer by mekaar maak. Is dit maklik? Nee. Maar kom nou, wees eerlik. Die van julle wat al deur daai ding is, wat jy gevoel het, jy het alles verloor, maar raai wat, 10 jaar later kyk jy terug en dan besef jy, maar ek is nog hier. Ek het al weer dit en ek het al weer dit. Maar jy sien, as jy alles verloor in Jesus, het jy eintlik niks oor nie. Ons kan so maklik voor Vader staan en sê, Here, U is my alles. Jy sien, dis wat dit beteken as ons sê, Here, U is my alfa en my omega. U is my begin en my einde. So in 'n baie kort opsommingkie, U is my alles. So jy sien, jy moet baie versigtig wees wanneer jy hierdie woorde uiter. Want ons kom op 'n plek en ons sê goed wat nice klink. Ons sê goed om onsself te oortuig, maar ons is eintlik glad nie daar nie. Jy sien, die geheim kom, Vader hoor elke woord wat jy uiter. Hy weet al wat jou gedagte is, nog voor dit uitkom. Dis waarom ek en jy vanoggend op die plek moet wees, waar ons moet sê, Here, Vader, vernuwe my denke. Here, ek wil nie dink soos wat ek gedink het nie. Vader, maar ek wil op die plek wees vanoggend, waar ek werklik kan sê, ek is weergebore. Vader, ek het 'n nuwe manier van doen, ek het 'n nuwe stap, ek het 'n nuwe alles in my. Want hoekom? Hy's binne in my. Jy sien, niks kan dieselfde wees as wat dit was, as God werklik jou alles is nie. Jou praat verander, jou manier verander. Die Here gee jou rustigheid wanneer jy eintlik in 'n storm is. Hoekom gee hy jou rustigheid? Want wanneer hy in die boot is daar kalmte. Maak nie saak hoe hoog die brander is nie. Maar jy sien, ek wil vir jou nuwe hoop gee vanoggend. Hou op, kyk na die grootte van die brander en kyk na die een wat die brander kan stilmaak. Daai storm kan wegvat. Ons is so gewoond om net, ag weet jy wat, ouens het my klaar iets gegee en ek is gebrand met dit en ek gaan nie kan onder dit uitgaan nie. Dis die grootste en die maklikste leuen wat Satan ons vertel. Hy gee jou iets wat jy het 'n agtergrond. Nou kom nou man, nie almal van ons is engeltjies gebore nie. Ons almal het ergens ietsie in die verlede
wat minder nice is. Ietsie wat jy nie graag wil oorvertel nie, maar tog om een of ander rede, as almal by mekaar kom, wil almal hulle storie vertel. Ek wil vandag vir jou sê, ek bid dat Vader jou storie sal wegvat. En ek sê dit met baie respek. Baie mense sê, dis my getuienis. Ek wil vandag vir jou ietsie mooi sê, hierdie is jou getuienis, my vriend. Hierdie. Nie jou verlede nie, hy het jou losgemaak van jou verlede. Hoekom moet jy bly praat van wat gebeur het? Dis wie hy is. Dis wat hy doen. Jy sien, hy gee vir jou 'n nuwe toekoms. Dis waarom Johannes 3 dit so belangrik uitwys van wedergeboorte. Dat ons weet, ons het 'n nuwe geboorte. Ons is skoon gewas, my vriend. Die Here doen nie 'n halwe werk nie. Dis jy wat net halfpad gaan. Hallo? Ja. Ons kom op 'n plek waar ons sê ons is weergebore en as ek by die deel kom waar hy sê in gees en in water, die vrugwater, die geestelike vrugwater, sodra daai water moet breek, dan staan ons terug, hierdie is te veel vir my. En dan sê ons, maar ek verstaan nie, ek is nie losgemaak nie. Jy was losgemaak, jy het gekies om terug te gaan. Dis wat ek en jy vandag moet besef. Daai wat hy sê, ek het amper alles verloor. Hoekom het ons amper op die plek gekom waar ons alles verloor het? Want ons het 'n tree teruggegee, in plek van Here, Vader, sit my op die plek waar U my wil hê. Hierdie is my grondgebied, ek staan op dit, want ek weet as U saam met my is dit myne. Maar jy sien, ons moet eers die keuse maak. Is jy nog steeds besig om te verwerk hoe dit gebeur het dat ek amper gegly het? Amper. Ons, hoekom is dit dat amper vir ons 'n struikelblok is? Ek het byna. Dit sê nie jy het nie. Nou ek weet nie wie van julle het van daai visplakkies. Het jy al dat dit nat word en op 'n teel probeer loop? Yes. Dit is soos ijskaats, rolskaats, alles in een. En veral as jy hastig is en daar's 'n draai. Ek kan op plakkies goeders doen wat ek nie eens op rolskaatse kan doen nie. En dan na die tyd is dit, hoe het ek dit gemaak? Ek het byna geval. Maar raai wat? Ek het na die tyd kon ek lag, al was dit vir myself, maar ek kon terugkyk en besef wat byna gebeur het. Hoor julle wat ek sê? Miskien moet jy vir jou van daai visplakkies kry, dit nat maak en op gladde teels gaan loop. Miskien het jy nodig om dit te ervaar, want jy sien, ek het een ding geleer, ek het nodig om goed te ervaar om te verstaan waar ek moet wees. Maar as ek dit nog nie geleef het nie, gaan ek net altyd 'n goeie toeskouer wees. Weet jy, dit is so lekker om die boot te staan, want ek kan so uitkyk. Weet jy, julle moet nog dit ervaar. En dit is so lekker die bo. Maar wag, laat ek in gedagte raak. En ek amper hierdie trap mistrap. Dan gaan jy sien, my hele heilige houdingkie is weg. Want jy skrik dit weg. Ek wil jy moet vanoggend so skrik as jy besef, dat as jy byna op die plek kom waar jy jou rug op Jesus draai, is jy alleen. Jy sien, dis wat ons moet verstaan. Ons kan byna ons heiligheid net so weggee. Omdat daar foute was in jou verlede, bepaal dit nie wie jy is in jou hede nie. Ek kan vir julle vandag die hele dag besig hou. Ek verstaan foute. Ek het al daai goed, ek het altyd vir my kinders gesê, as hulle begin en sê ek het daai boekie geskryf, jy gaan my niks vertel nie. Ek het kanse gevat op elke vlak, maar weet jy wat toe Jesus my nuut maak? Weet jy hoe lekker was dit om terug te kyk en te besef, Here, ek weet nie hoe ek gekom tot hier nie, maar ek is te bang om my kop daaroor te breek. Want jy sien, dit gaan later tussen jou en daai absolute vryheid staan. Want ons is so besig om te probeer, maar hoe kan U my? Hy sê, ek het jou by jou naam geroep. Daar kom 'n tyd wat jy net moet opstaan. Daar kom 'n tyd wat jy moet sê, Here,
Ek gaan my ou plakkies inruil vir 'n skoen met goeie grip, wat water kan hanteer en gladde vlakte ook. Want jy sien, dis wat in die wêreld aangaan. Daar's altyd gladde teëls. En om een of ander rede is ons nie meer ekoop met skoene met grip nie. Want ons het hom eers nagelaat. Ons het hom neergesit. In plaas van om gekeer te wees en reg te wees. Ek lees hierdie skrif en ek wil graag met julle deel. Habakuk se klag. Nou Habakuk 1 vers 1 tot 3. Ek het hierdie stuk gelaf. Hy sê, hy begin met vers 1. Die boodskap wat die profeet Habakuk in 'n visioen ontvang het. Nou julle moet mooi hoor, van die klem lê op vers 3. Maar vers 2 gee jou so 'n bietjie inhoud. Hy sê in vers 2, as julle almal daar is, Habakuk is net na Genesis. Is almal daar? Here, hoe lank moet ek nog roep om hulp? Hoeveel van ons relate onmiddellik met Habakuk? U luister nie na my nie, geweld roep ek baie hard, maar u red my nie. Waarom laat u my die onreg en die ellende om my sien? Waar ek ook al kyk, sien ek vernietiging en geweld. Klink dit bekend? En dan sê hy, ek is omring deur mense wat daarvan hou om te stry en te beklei. Ek is seker Habakuk moes hier saam met ons gewees het. Kan julle dink dat hy hierdie neergepen het soveel jaar terug en ons staan hier vandag met die realiteit van Here, hoe is dit moontlik dat hy weet? Jy sien vers 3 is 'n realiteit in ons almal se lewe. Want ons sien die onreg wat aan almal gedoen word. Ons ervaar hierdie goed. Ons raak bewus daarvan. Maar ek wil volgende vir jou vra, wat doen jy daaromtrent? Hoe reageer jy? Hoe tree jy op? Maak jy 'n verandering? Of is jy ook maar net 'n klaar om te sê, hoekom word al hierdie goeters aan my blootgestel? Here, hoekom ervaar ek al die goed? Jy sien, jy het 'n keuse om te sê, Here, help my om hierdie goed te hanteer. Help my om op te staan. Help my om daai te help wat onreg aangedoen word. Help my dat ek nie die een is wat die onreg doen nie. Hoe maklik kan ons iemand anders te onreg doen? Jy weet daai ou dingetjie wat die woord vir ons vertel in Jakobus 3 wat nie getem is nie. Daai ding wat soveel dood kan spreek. Weet jy wat's hartseer? Dat alles op hierdie aarde getem kan word, behalwe ons tong. Maar tog sê hy, lewe en dood. Lê waar? Ons kan so maklik lewe spreek of dood. En hoekom het dit so maklik geword vandag vir ons as gelowiges om dood te spreek? Ag, hy sal nooit weer dit kan doen nie. Wow. Wie het jou aangestel om dit te sê? Wie het jou in die posisie gesit om oor iemand te spreek as dit nie jou plek is nie? Want jy sien, die skrifgie wat ons tog so goed ken in Filippense, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Maar iemand anders te vertel my ek kan nie. Jy het nie dit nie, jy het nie dit nie. Alles wat hy dink of sy dink, jy nie het nie, sal hulle oor jou spreek. Maar jy sien nou, hier kom die ding wat ek glad nie verstaan nie. Hoekom bly jy stil staan en al hierdie goeders aanhoor? Hoekom? As iemand iets oor jou spreek wat nie opbouend is nie, draai om en loop weg. So maklik soos dit. Ek wil nie iemand in die gesig vat nie, regtig, so jy gaan eerder dat iemand doodspreek oor jou. Nee, dankie. Ek stel nie belang in jou woorde nie, want jy sien, jy weet nie wie in beheer is van my lewe nie. Want dit is lankal nie meer ek nie, maar die koning van alle konings. Jy sien, dis waar ek en jy op die plek moet kom, dat ons verstaan wat hy hier vir ons uitsit.
Ons kan so maklik 'n ou skrifgie lees en sê, ag Here, Vader, laat my net verstaan. Alles begin met een kort skrifgie in Psalm 73 vers 2. Maar my voet het byna gestruikel. Ek het my vasdraplek byna verloor. Jy sien, 2 keer herhaal hy dieselfde woord. Byna. Jy het nie jou vasdraplek verloor nie. Jy het nie jou posisie in Jesus verloor nie. Dit was byna, want raai wat, jy het begin luister wat mense om jou, jy het nie nodig om elke Sondag kerk toe te gaan, jy het nie nodig om elke gathering by te woon nie. Nee man, jy kan alles op TV kry. Met jou beker koffie en jou beskuit daarby. Dis mos nou die lewe. Dis waarom die Gees van God niks in jou lewe kan doen nie. Want raai wat, jy het 'n moviegoer geraak. Jy het nie meer in die ding gekom waar jy in eenheid in die Gees ervaar wat die Here besig is om te doen nie. Miskien het jy net nodig gehad om vanoggend in hierdie worship te wees, dat iets in die worship iets in jou lewe oopmaak. Ek het in die week sê ek vir Corneille, julle moet 'n worship voorberei. Ek sê, ek weet nie hoe gaan ons wat doen nie, maar wanneer dit gebeur, sal dit gebeur. Want ek het net ervaar dat wanneer jy wil hoop hê in die Here, begin dit by aanbidding. Ek weet nie van jou nie, aanbidding verander my moed in 'n oomblik. Ek hoef net 'n liedjie aan te sit en iets begin deurkom en ek vergeet van my omstandighede. Ek is besig om saam met die liedjie te sing en dan dink ek, waaroor was ek nou bekommerd? En ek wil afsluit met dit om vir jou te sê. Ek het een ding geleer, hoe minder asem ek het, hoe harder sing ek. Hoe meer ek sukkel, hoe meer hou ek aan. Want jy sien, wanneer ek aanbid, weet ek, Here, U het iets anders in stoor. Wanneer ek swaar kry, weet ek, die Here het iets groter wat voor lê. Dit help nie, kom op die plek wanneer die uitdaging groot raak. Nee, ek wil dit nie oordoen nie. My alles vir Jesus. Jy sien, en wanneer ek sê my alles, elke bietjie asem wat daar oor is, wil ek vir hom gee. Ek lag nou dat ou sê, 'n mens kan nie aangaan nie, jy gaan nog dink jy staan daar, dan gaan jy daar voorval. Ek sê, imagine ek val net so in die hemel in. Is daar 'n beter plek om eers jou laaste asem uit te blaas as in die huis van die Here? Maar ek wil hê jy moet mooi verstaan, dit gaan nie oor die kerk nie. Ek sê in die huis van die Here, in sy teenwoordigheid. Ons sê into his presence we come. Wanneer laas het jy net ervaar? Ek weet nie van jou nie, maar ek het vanoggend net weer sy presence ervaar, terwyl die worship so aan die gang is, en ek ervaar hoe die Heilige Gees besig is om te beweeg, en ek dink, Here, kan dit nie wees dat almal in die kostestruk ervaar wat ons vanoggend ervaar, om net in sy teenwoordigheid te wees, om net te weet, sy hand is so op my. Ek hoef nie bevrees te wees nie. Ek hoef nie bekommerd te wees oor wat buite is nie. Ek moet net weet dat ek op die plek is waar ek sê, dankie Here. Ek het byna die middel verloor, maar ek is terug. My voete is in die regte rigting waar U wil hê ek moet gaan. Jy sien, hierdie en hierdie moet in eenheid wees. En ek sê dit nou al vir 6 jaar in hierdie gemeente. As jou denke en jou hartklop nie dieselfde is nie, dis waarom jy nie kan deurbreek in die Gees nie. As jy op die plek is waar jy die vraag het, hoekom kan ek nie 'n taal ontvang nie? Want jy het nog nie by die voete van Jesus gaan lê en jou alles oorgegee en gesê, Here, ek gee nie om wat U wegvat nie, maar vat alles weg as U wil. Ek soek net U. Jy sien, hoe meer jy soek, hoe meer sal jy ontvang. Ek het nie eers gaan staan waar iemand iets gedoen het of gesê het nie. Ek het 'n worship CD geluister en terwyl ek saam sing, toe doop die Here my in die Gees. Waar net hy my getuie is. Maar ek het een ding besef, Here, wat U gegee het, wil ek nooit weer demp nie.
Ek weier dat iemand my vertel wanneer en waar ek in my taal mag bid of sing. Here, in hierdie huis is daar vryheid van u Gees. As ons u wil aanbid, in watter taal jy ook al dit wil doen, is dit jou voorkeur, maar is tussen jou en Vader. Jy sien, solank dit nie is vir jou buurman nie, maar vir jou. Wanneer laas het jy werklik jou gees gestig? Of kom jy net in en ek wil niemand pla nie? Dan is jy op die verkeerde plek. Want ek wil vir jou sê, as ek op 'n Sondag by hierdie deure inkom en sê ek, Here, ek bid dat ek op elke ou se tone kan trap wat ek kan. Ek bid dat ek elke ou in die gees sal pla, dat hy sal weet dat hy nodig het om sy voete terug te kry in die rigting wat hy moet wees. Dat hy nie hier sit en wonder, hoe ek het nou byna dit gedoen nie. Ek wil vir jou sê, ek het met alles in my gesê, Here, my alles vir u. As jy dit besef, gaan jy weet, niemand kan jou seermaak nie. Niks kan jou onderkry nie. Want jy sien, ons aanbid 'n alomteenwoordige en 'n almagtige God. Hy is die koning van alle konings. Wanneer laas het jy met alles net voor hom gestaan en gesê, have your way, Lord. Ek gee nie om wat gebeur nie. Have your way. Sê vir ons net ietsie speel. Ek wil vanoggend vir jou sê, my gebed vir leefstyl is dat Here, dat alles wat ons aan gewoond is, vat dit weg. Alles wat ons gedink het is reg, vat dit weg. Here, laat u soewereine wil in hierdie huis geskied. Vader, as u ons wil terugbring op die plek waar ons nie eers nodig het om enige preke te doen nie, maar net om in die gees weggevoer te word. Here, Vader, dis ons hart, om net hier op die mat te kom lê, uitgestrek, en te sê, oh, more of you, Lord. Here, kom maak vol, Here. Kom vat weg wat u wil weg hê, nie wat mense my vertel nie, maar wat u wil oor my lewe is. Here, ek het nie nodig om in te blend met die wêreld nie, want u woord sê ek moet nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. So hoekom het ek nodig om my kop te breek? As jy vanoggend sit met iets wat jy glo jy nie kan stop nie, wat jy nie meer kan ophou nie. Jy weet, baie keer kom ons in 'n gewoonte en ons glo dat daai gewoonte hou vas op jou uit. Wil ek vanoggend vir jou sê, ek nooi jou uit om dit vanoggend vir die Here te gee. Ek nooi jou uit om dit wat vir jou 'n ongemaklikheid, dit wat 'n vraagteken hier by jou wakker maak, om vanoggend te sê, Here, ek gee dit vir u. Ek wil vanoggend die bloed van Jesus Christus ervaar. Ek wil ervaar hoe dit afdrup van my af. Ek wil vanoggend weet dat ek waarlik vrygemaak is. Ek wil hier uitstap weer met 'n huppel in my stap, wetend dat ek die krag ontvang het van die Heilige Gees. Nie my krag nie, maar sy krag. Kom aan. Hoeveel goedjies, elkeen van ons hier, ek weet ek het goed wat ek vir die Here gevra het, Here, vat dit weg. Vat dit weg, Here. Help my Vader dat hierdie ding nie daar is om mense raak te sien nie. Maar om te sien wat moontlik kan gebeur in iemand. Kan jy dink wat kan gebeur as Vader vanoggend iets in jou lewe doen en soos jy beweeg, soos jy aan mense vat, soos jy net so die kontak met mense het, begin die Here radikale goed in jou lewe verander, want raai wat, al wat moet gebeur is, jy moet gehoorsaam wees. Imagine dit. Imagine dat jy vanoggend jou hand net op die persoon langs jou sit en iets vind plaas met daai persoon langs jou. Here, wat het nou gebeur? Hy het net deur jou gewerk. Maar is jy 'n oop kanaal? Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy gekom het om iets by my te kry, gaan ek jou teleurstel, want ek kan jou niks gee nie. Maar ek kan jou vertel van Jesus. Ek kan jou vertel van sy opregte liefde. Ek kan jou vertel dat by God is niks onmoontlik nie.
Ek kan vanoggend vir jou sê dat hierdie 'n nuwe seisoen is. Ek weet nie wat wag nie, maar ek gee nie om nie. Ek weet een ding, dat my uitroep geheel en al verander het in die laaste week. Here, ek wil niks meer raak sien wat my kan frustreer of irriteer nie. Ek wil nie meer wonder, hoekom, wat moet ek? Here, ek wil net hoor wat U sê. Ek wil net ervaar wat U Gees in my doen. Vader, ek wil net in eenheid wees. Ouens, weet julle wat se uitdaging is? Eenheid. Meeste van die tyd is daar nie eens eenheid in jou huis nie. Besef jy hoe moeilik is dit om eenheid buite te soek, maar moenie ophou nie. Die woord sê ek in my huis, beoefen dit op jou geliefdes, of hulle dit like of nie like nie. Jy kom in 'n gewoonte. Ek sal nie ophou nie. Ek sal nie moeg word nie, Here, want U gee my nuwe krag. Vader, gee 'n nuwe inspuiting vir die huis. Vader, help ons om raak te sien wat ons moet raak sien. Jy sien, want by God is niks onmoontlik nie. Wanneer laas het jy net opgestaan en gesê, Here, ek het nodig om myself te salf. Ek het nodig om hierdie tong te salf. As jou voete gaan waar jy nie wil hê nie, begin jou eie voete salf. Here, ek weier dat hierdie voete op plekke loop waar hulle nie moet wees nie. Ek weier om te hoor wat ek nie moet inlaat nie. Salf jou ore, man. Ons sê ons is die gesalfdes van die Here. Maar ek wil vir jou vra vanoggend, tree jy op en lewe jy soos 'n gesalfde? Dis wat jy voor die Here moet antwoord, want dis waar ek myself op die oomblik challenge. As iets vir my issue raak, dan vat ek my salfolie en ek salf dit wat nie vir my in plek is nie. Here, jy moet dit herstel. Moenie toelaat dat hierdie ore asblikke word nie. Vader, ek wil hê dat U geestelike filters insit. Moenie toelaat dat ek my hart oopmaak vir dit wat daar nie moet wees nie, want my hart behoort aan Jesus. Jy sien, as jou hart aan Jesus behoort, beteken dit eintlik jou alles behoort aan Hom. So hoekom laat jy toe dat 'n gewoonte, en ek wil jy moet baie mooi hoor, want jy sien vandag in die kerk, as jy praat van 'n gewoonte, dan dink almal jy praat van 'n twakkie of 'n glasie wyn. Maar ek wil jy een ding sê, nog nooit het 'n ou se twak of wyn my van die Here af weggedryf nie, maar 'n vieslike tong het dit al baie amper raak gekry. Want 'n tong vernietig mense. En ek wil nie hê jy moet nou sit, dan sê ek okay nie. Ek wil hê jy moet hê, op die plek kom waar die Gees jou vanoggend lei. Here, wat wil U hê moet ek wegvat? Wat wil U hê moet ek neerlê? Vader, gee my rustigheid in die Gees. Gee my 'n kalmte, Here, maak my die persoon wat U wil hê ek moet wees. Want jy sien, die wêreld het op 'n plek gekom waar hulle sê, practice what you preach. Ons gaan uit en ons wil almal vertel van hoe awesome die Here is, maar jou humeur is net so, elke keer as jy by 'n kassier kom, verloor jy jou koel. Jy vertel mense om die regte lewe te leef, en almal sien hoe kom jy by die bottelstoer uit. Weet jy wat, dis die advertensie wat jy uitsit. Dit gaan nie oor wat jy daar binne gedoen het nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar jy sien, ek moet niemand op 'n dwaalspoor sit nie. Hierdie moet 'n voorbeeld wees van Jesus. In elke area. Nie in sekeres nie, in elke area. Maar jy sien, ons het in die kerk gekom en jy moet net nie dit sê nie, maar dan gaan ek loop. Hoe gaan hy dietjie vat jou goed in trek, Ferreira? Jesus het vir ons een ding gegee, en dis die waarheid. Hy het ons een ding gegee, en dis opregtheid. En ek wil vanoggend begin om te sê, ek het op 'n plek gekom waar ek net besef het, Here, is ek regtig op die plek waar ek so opreg is soos wat U wil hê ek moet wees? Of het frustrasie ergens begin joy steel by my, en dit het. Want ek het toegelaat dat die goed wat nie in jou beheer is, vir my amper 'n struikelblok raak. En dit het ek net besluit, Here, ek gee nie om wat verder gebeur nie. Ek worry nie wie kom of gaan nie. Ek worry dat U teenwoordig is. Ek worry dat ek in jou teenwoordigheid bly. Ek worry net dat ek gehoorsaam sal wees aan U woord. Ek is net bekommerd oor een ding, dat my lig nie waarlik skyn nie.
en die res gee ek nie meer oor om nie. En jy kan dit vanoggend opvat soos jy wil. Ek gee regtig nie om nie. Ek gee vanoggend net om oor wat Vader wil doen. Ek gee net om wat sy besluit in my lewe is. En as dit vanoggend jou hart is, dan nooi ek jou uit om vanoggend saam met my te staan. En as jy voel dat daar werklik iets tussen jou en die Here is, dan kom staan jy voor en ons salf jou en ons maak jou toe. En ons sny die goed af wat nie van Vader is nie. Jy sien, jy moet vanoggend die stap van geloof maak. As jy sê, ek het goed wat ek wil aflê, ek wil nie weet wat jou pedigree is nie. Jy sê net vir my, ek het iets wat ek wil aflê. En ons gaan jou salf en ons gaan sê, dankie Here, dat U vanoggend kettinge losbreek. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Amen Jesus. Yes. Chantal, Johan, kom bid net saam met my asseblief. As die Here op jou hart lê om iemand te kom toemaak, dan wil ek jou vra om agter 'n persoon te kom staan. En hoor my hart, soos ek nie aan hulle wil vat nie, so wil ek ook nie hê jy moet jou hande op hulle sit nie. Ek wil hê jy moet hulle toemaak vanoggend. Strek jou arms om en sê, Here, ek maak hierdie area toe. Want vanoggend fokus ons net op wat Jesus wil doen. Nie op wat ons dink nie. Nie op wat ons glo wat moet gebeur nie. Ons gaan vanoggend sê, Here, laat U wil geskied. Vader, dit wat moet breek, dat dit breek vanoggend. As U ons wil losmaak, Here, U sê U maak ons waarlik vry. Amen, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, soos ons nou van Natasha salf. In naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, Here. Vader, dit wat sy nou voor U sit, Here. Vader, sê ek dankie dat U dit nou breek in Jesus naam, Here. Vader, dankie dat dit nou weg is, Here. Vader, Here, U weet wat in ons hart is. U weet wat ons wil oorgee. Ons eer Jesus. Ons eer, Here. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In U naam, Here. In U naam, Here. Dit wat hulle weghou, Here. Dit wat by hulle steel. Vader, dit wat hulle vanoggend by U voete kom sit. So ons dankie, Here, dat U dit nou breek in Jesus naam, Here. Los. Los. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, in U, Here. In U, Here. In U, Here. Vader, dankie wat sy nou by U voete kom sit, Here. Dankie dat U nou aan sy losbreek, Here. Elke ketting gesny. Vader, Here. Vader, soos U vir my wys, Here, om my voete nou te salf, Here. Sê ons dankie, Here, dat U haar rigting herstel. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In U naam, Here. In U naam, Here. Wat ook al in die pad is, Here. Dankie, Here, dat U reeds hard gehoor het. Vader, dankie, Here, dat U nou daai ketting breek. In Jesus naam. In Jesus naam, Here. Los. Los. Los, Here. In Jesus naam. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Dankie, Here. Elke een, Here. Elke uitroep, Here. Elke uitroep, Here. Elke uitroep, Here, maak dit los, Here. Te veel dinge wat sy dra, Here. Ons kom nou in die naam van Jesus Christus, Here. Elke woord van dood wat oral gespreek is, sny ons nou af in Jesus naam, Here. Vry, los. O Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, vir wat U gedoen het al tot hier. Maar nou kom ons in die naam van Jesus Christus, Here. Vader, ek bid dat U eers wat denke nou vernuwe. Wat was is verby. O, dankie, Here. Yes, gee dit net vir die Here. Gee dit net vir die Here. Hy sny nou af en hy maak los. In Jesus naam. O, dankie, Here. Dankie, Here. In U naam, Here. Vader, dankie. Dankie vir die stap van geloof, Here. Waar sy nou voor U kan staan en net sê, Here, ek het U hulp nodig. Sny dit nou af. Vader, dankie dat dit nie meer deel is van haar lewe nie. Dankie dat ons op hierdie oomblik weet, Here. U sê het ons vrygemaak. Vrygemaak, Here. Vrygemaak van daai gedagtes wat die hele tyd teruggaan. Los. Dit wat by ons steel, Here. Daai gees van vrymoedigheid wat weggeraak het, Here. Ons kom nou en ons spreek dit aan in die naam van Jesus Christus, Here. Here, dat U opbou en herstel. Here, dat U haar na 'n plek toe vat waar sy nog nooit van tevore was nie. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Amen. Amen, Jesus. Yes, Lord. In U naam, Here. Here, U weet, Vader, die kettinge, hoe hulle oor en weer vasgemaak is, wat hulle terughou, wat hulle vashou, wat hulle onder toe trek. Vader, dankie dat daai gewig wat op hulle skouers was nou afval. In Jesus naam, Here. Here, dat hulle die vryheid voel, dat hulle voel hoe hulle nou makliker beweeg, dat daai gewig wat daar was, die verlede is, Here. Losgemaak, Here. Losgemaak, Here. Losgemaak, Here. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, vir wat U besig is om te doen, Here. Amen, Jesus. Oh, Jesus, in U naam, Here. In U naam kom ons nou, Here. En ons sê dankie. Dankie dat U nou afsny, Here. Vader, dankie, Here. Ons bid nou dat die Here jou denke vernuwe. Niks wat vas, dat dit ooit weer sal lewe kry nie. In Jesus naam, Here. Vader, in U naam, Here, kom ons nou en ons bid, Here, volmaakte genesing. O, Here, dat niks ooit weer eers sal opduik of 'n gedagte sal hê nie, Here. In Jesus naam. O, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. O, Jesus. En U, Here. O, Vader, dankie. Dankie, Here, dat U nou by in die handjies staan. Dankie dat sy weet, Here, by U is alles moontlik. Dankie dat dit nou afval. Here, dankie dat sy nie hoef te twyfel verder nie. Vader, maar dat sy die rustigheid ervaar wat U vir haar gee. In Jesus naam. O, Jesus. Amen, Jesus.
Vader, Here, dankie. Soos ek nou hier by hom Piet staan, Here. U hand, Here. U hand, Here. U hand is oor hom, Here. O, Vader. Here, dankie dat U dit nou alles net losmaak, Here. Losmaak in Jesus naam, Here. In Jesus naam, Here. O, dankie vir die oorwinning, Here. Dankie vir die vrymaking. In Jesus naam. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Here. Yes, Jesus. Amen. Amen. Kom staan gee by my. Alex is sussie. Ja. Corneille, ek wil hê dat jy en Chantal hier net om haar kom staan en haar toemaak. Wat is jou naam? Sorry. Ek weet nie, maar die Here wys dat, kom staan net hier agter haar, maak haar net toe. Dan is stoofwerk kort nog iemand, kom staan hier so. Maar ek wil hê julle moet julle hande op haar sit. Ek weet nie hoekom nie, maar die Here wys dat hy wil hê jy moet vanoggend weet dat soos hulle jou nou toemaak, so maak hy jou toe. Hy wil iets anders te vir jou doen. En hy wil hê dat jy moet weet dat al wat jy vanoggend nodig het, is een uitroep. Een uitroep om te sê, Here, ek soek alles by U. En hy gaan vanoggend vir jou soveel meer gee as wat jy gedink het wat jy eintlik moet hê. Ek wil hê jy moet vanoggend weet dat jy moet nooit weer toelaat dat iemand jou laat voel dat jy nie goed genoeg is nie. Jy is so spesiaal vir die Here. Terwyl ek hier voorbid, het ek bewus geraak van 'n jong vrou en toe ek opkyk, toe weet ek net, Vader het iets in stoor vir jou. Maar jy moet vanoggend gereed wees om te sê, Here, hier is ek. En hy gaan jou ver bo dit wat jy ooit gedink het wat na jou toe kan kom. Maar vanoggend bid ons sy A+ plan oor jou lewe. Ons bid vanoggend dat niks minder sal goed genoeg wees nie. Nee. Jy sien, die dag toe jy geroep het by jou naam, het hy die woorde gebruik, jy is myne. Laat vanoggend toe dat hy jou syne maak. Amen. Vader Here, soos ons haar nou salf, soos ons haar nou toemaak in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, Here. O Here, ek weet sy het 'n mamma en 'n pappa, maar vanoggend bid ek ons Papa Vader, Here, dat U hand op haar sal rus. Vader, Here, dat U seën so oor haar lewe sal uitstaan. Here, dat sy vanoggend weet, sy is 'n geseënde van die Here. Vader, dat sy nooit weer hoef te twyfel nie, dat sy nooit ooit weer minderwaardig hoef te voel nie, Here. Vader, dat U haar voete op 'n rots plaas, Here, dat U haar autoriteit gee, Vader, soos min nog ontvang het, Here. Vader, dat sy sal uitstaan, Here, dat sy by mense sal uitkom wat ons nie eens van kan droom nie, Here. Ek bid, Vader, dat haar lig so intens sal skyn, dat dit 'n aantrekkingskrag sal wees. O, dankie, Here.
Vader, dankie dat ons vanoggend in die teenwoordigheid kan wees, Here. Here, dankie vir wat U vanoggend vir ons gedoen het. Dankie dat U kettinge vanoggend laat afval het. Here, dankie vir die Heilige Gees. Vader, ek bid, Here, dat ons vanoggend sal weet dat wanneer ons hier instap, gaan ons U ontvang. Here, dat die verwagting wat ons as manne en vroue en kinders van God het, is om werklik, Here, net in U teenwoordigheid te staan. Vader, ek bid nou U seën oor hierdie huis. Vader, ek sê dankie vir wat besig is om te gebeur. Vader, ons roep net 'n leefstyl van Christus. Niks anders dan die Here. Vader, dat daai hinkering net sal wees te wees soos Jesus. En dat die ander goed net sal wegraak. Dat ons nie wil iets doen om 'n program vol te maak nie, maar dat ons gehoorsaam sal wees aan die Heilige Gees. Is my gebed in Jesus naam. Amen.